Alright, van kleins af het die persoon buite die boks gedink, buite gespeel, planne gemaak en drome nagejaag. Gestudeer om onderwyser te word, maar van vroegs af besef, dis nie wat hy wil doen nie. 35 jaar later, verskeie besighede later, sakeman van die jaar later, adelaarsstatus, doen hy nog steeds dieselfde ding elke dag. My gunsteling gesegde is, dis beter om konstant goed te wees, as soms uitmuntend. En die persoon val definitief in daai kategorie. Vandag, 'n trotse oupa van 5 kleintjies. 3 goed staan vir my uit. Hy is mal oor werk, mal oor horlosies en mal oor karre. Dames en here, my pa, Dion Forshey. Super, dankie. Dit het baie oortuiging gevat, maar ek is bly ons kan dit doen. Ja, so dis nou vir my lekker, want ek het nie vir die vraag voor die tyd gestuur nie. So ek gaan meeste van die goed weet ek neergeskryf wat ek wil vra, maar ek kan nou enige ding vra en dit kan nou ja, met antwoord, so dis goed. Ja. Die eerste ding is, wat ek wil weet is, waar kom babas vandaan? Nee, ek grap. Kom ons praat oor, dit is verkiesing amper, so ek het gedink ek wil daaroor praat. Ja, omdat ek het nie regtig baie voorheen aandag gegee daaraan nie. Want dit was, ek weet nie hoekom nie, maar dit was net, ek dink nou as jy kinders het, en ek dink in ons praktyke sit jy baie met ouens wat oor see gaan, veral jong ouens, professionele ouens, en dit raak 'n realiteit dat jy moet besef, okay, hoorie, as dinge nie verander dalk nie, dan kan dit sleg uitdraai. So ja, wat's fout met ons land? Ja, ek dink die belangrikste vir enige besigheid, land, onderneming, NGO, noem dit wat dit is die mense se bereidheid om dit te doen op die regte manier, sonder korrupsie. En as jy jouself verkiesbaar stel vir enige van daai organisasies, dan verbind jy daartoe om vir daai organisasie te werk en te sorg dat dit wat jou rol is, dat jy dit na die beste vermoë vervul. Ek dink daar's net ongelukkig met BE is daar klomp mense bevoordeel wat nie eintlik kom ons noem die rykdom wat daarmee saamkom kon hanteer nie, en wat meer is, hulle is in 'n posisie waar daar letterlik biljoene rande onder hulle beheer is, en as die integriteit nie daar is nie, as die wil om nie vir jou nageslag iets op te bou nie daar is nie, dan gaan dit fail. En ek dink die ANC op hierdie stadium is op die gevaarlikste plek waar hulle ooit was, want hulle kan nie meer al die mense mislei nie. Hulle mislei nog 'n paar miljoen van hulle, maar ek dink die oorgrootste meerderheid wat net 'n bietjie dink en terugkyk, hoe lyk die land nou as 10 jaar terug, of selfs 20 jaar terug, besef net dat hulle nie kan volhou om vir hulle te stem nie. So ek dink in enige demokratiese land waar demokrasie regtig beoefen word, is die beste stelsel om almal in die land te bevoordeel en die land te bou en nie te breek nie. So mens kan na enige demokratiese land kyk wat demokraties bestuur word met 'n juridiese stelsel wat onomwonde los staan van politiek en slegs die wet bedryf. Dis die lande wat floreer, dis die lande wat vooruit gaan. So die politiek, ons is op 'n mespunt op hierdie stadium. En nie net hier by ons nie, as mens kyk geopolities, so daar's baie plekke in die wêreld waar daar baie naby aan 'n afgrond is, op vele terreine. Maar ons het die vermoë
ons as Suid-Afrikaners om moeilikhede te oorkom. Ons het dit nog altyd oorkom. En mens kan kyk na die sportspanne, mens kan kyk na individue, en dit is net iemand, ons is net 'n nasie wat vasbyt en planne maak en ergens kom ons weer by die regte punt uit. Dit vat net baie lank met 'n regering om mense wat korrup is uit te kry. Ongelukkig het Zuma vir ons baie seer gemaak, want hy het klomp trawante wat korrup is op baie strategiese plekke geplaas, wat nou ongelukkig hulle kronies ook aangestel het, en dis 'n groot probleem, want dis 'n hele ketting wat korrup is. Maar ek dink met demokrasie, veel partypolitiek, en ons het 'n linkerkant en 'n regterkant, ek dink met die DA aan die een kant en die EFF aan die ander kant, en saam met Zuma se MK-party, dink ek die balans kan vir die eerste keer daar wees dat ons 'n bietjie meer na minder korrupsie en meer doen wat ons moet doen te beweeg. So ja, dis in kort wat ek dink oor die politiek, maar vir my maak nie saak watter omstandighede daar is nie. Jy moet nog steeds doen wat jy moet doen vir wat jou beroep is, jou bedryf, jou diens wat jy lewer, en bou wat jy kan bou binne die perke of die raamwerk wat daar vir jou gestel is met die politiek. So ek het nou 'n paar ouens begine volg, nie blanke ouens wat heavy polities praat, en hulle is oopkop, hulle praat oor alles, want ek dink, en ek praat met klomp studente ook, nie blanke studente, wat nou vir die eerste keer, hulle is die eerste generasie wat nou geleentheid kry om te swat. So, en hulle besef dat in 30 jaar die ANC glad nie gedoen het wat hulle gesê het te gaan doen. Een van die goed wat heavy opvallend was, en wat jou heavy opgehamer het, was, ons gaan nou praat oor pre-1994, maar na dit, jy kan nie, as jy nie in jou moedertaal, jy moet in jou moedertaal geonderrig word. En ek dink die belangrikheid daarvan, ek sien my kinders ook, dis nodig dat hulle in Afrikaans groot word. Hulle verstaan dit beter, en ek dink een van die groot issues was, hulle het, die ANC het probeer die sisteem wat daar is, net oorvat, en dit werk nie. Jy moet die bevolking in hulle eie taal onderrig gee. Dit kan nog steeds goeie onderrig wees, maar dit moet in hulle eie taal wees. Jy kan nie inforceer in ons stelsel in wat al vir ons werk nie. Dit moet 'n ander stelsel wees. Ek dink dit was nogal vir my opvallend, een van die goed. En dan die tweede ding is ook, hulle besef daar moet verandering kom. En dit was nogal vir my eye-opener, want dis eintlik hulle party. Dit is eintlik wat hulle, die bevrydende party van die apartheidsera af. So, vat ons net bietjie terug, want obviously, ek was gebore in 1990, so ek was net voor dit gebore. Maar jy hoor goed soos die rand en die dollar was gelyk. Jy het R1 vir $1 betaal. Jy weet, en jy hoor goed soos in 'n blanke regering of die nasionale party was die werkloosheid tussen blanke Suid-Afrikaners was dit 0. Daar was werk vir almal. En selfs met die nie blankes, daar was werk vir almal. Vat bietjie terug en sê ons hoe was dit daar? Ja, ek dink my bewuswording van politiek, toe ons klein was daar nog fisies 'n paswet waar die nie-blankes nie na 9 in woonbuurte mag wees nie. Hulle het 'n pas wat hulle dra, wat ek dink baie vernederend was en baie keer uitgebuit was deur verskeie partye. En so dis die era waarin ek groot geword het. Maar as ek terugdink in daai era, dan dink ek my oupa was al sy lewe lank in die myn, en hulle het werkers ingevoer met busse van Malawi af, van Rhodesia af, dit wat nou Zimbabwe is, en van Mosambiek. So jy was nie werkers nie. Lesotho, want daai het ons Basutos genoem, was ingevoer, want daar was nie genoeg swart mense om te werk nie. Daar was nie genoeg werkers vir die. So dit was ons situasie gewees. Dit was nie werklik, as jy wou werk, was daar werk.
So ons was geïsoleer, wat beteken het dat ons nie buitelandse geld kon inkry nie. So wat die regering gedoen, nasionale party, ongeag wat hulle met apartheid gedoen het, binne die apartheid tydperk was daar hospitale wat gewerk het. Jy is in 'n provinsiale hospitaal gebore, en Leroux, wat vandag vervalle is, en daai tyd lyk soos 'n privaat hospitaal. Daar was baie min privaat hospitaal, ons het net provinsiale hospitale gehad. Die nie-blankes het hulle eie hospitaal gehad, maar wat gefunksioneer het. As jy, iemand het vir jou werk, as ons Letitia laat kliniek toe gaan, of hospitaal toe gaan, dan kom sy nie na 2 dae sonder pille nie, maar dan kom sy met die regte medikasie terug. En die skole het gewerk, al die skole was daar, dit was nie almal op dieselfde standaard nie, definitief nie, maar daar skole gebou, ja, so die infrastruktuur van ons land, in die apartheidsera was gebou met ons geld. Ons het nie buitelandse geld gekry nie. Ek dink op 'n stadium was die voorgeskrewe bate vir pensioenfondse 50% van die geld is in staatsprojekte belê. So Eskom is gebou met pensioengeld. Maar dit was 'n uitstekende belegging geweest. So die rendement daarop het die pensioenfondse uitstekend laat groei. Die Sasol was gebou met geld. Ek onthou toe Sasol gelys is, was daar nogal dispuut oor, ons het pensioenfonds geld gebruik, nou word dit 'n privaat entiteit, en wat gaan die staat daar uitkry, wat se aandele, wat ook al. So, maar, dis weer eens hoekom ek sê, ons Suid-Afrikaners het net 'n manier om 'n weg te vind. Ek dink baie keer, as ek sien wat die Israelies doen, dan voel ek, ons is in daai kategorie, wat min mense, maar mense wat baie hard gewerk het. Ons het, in daai tyd, het jy nie, terwyl ons begin werk het, kon ons nie eens by die munisipaliteit ingaan nie. Jy moet 'n permit kry, en dan mag jy net tussen 1 en 2, en jy moet 'n afspraak maak eers, dat hulle weet, jy kom in. So daar was nie van mense wat rondgeloop het nie, mense wat net weggebly het van die werk af nie, almal het weet wat hulle moet doen, en daai funksies is verrig. So dit was 'n gedissiplineerde, hardwerkende nasie gewees, en ons het met apartheid saam, het ons ontsettend baie geld in infrastruktuur gesit. Ek bedoel, ons het woonbuurte van die nie-blankes het by die soos parastoele opgeskiet, en skole gebou, hospitale gebou, klinieke gebou, gesorg dat daar dokters is wat die dienste kan lewer. Ja, so dit was 'n ander era, dit was 'n opbouende era, want jy het nooit, as 'n kind het ek nooit na 'n plek toe teruggegaan waar dit slegter gelyk het as 2 jaar terug nie. Daar was altyd iets wat bygekom het. Of 'n mooi park, of die pad is mooi gemaak, of 'n nuwe pad is gebou, of 'n pad is geteer. Toe ek klein was, het ons nie 'n teerpad, ons het 'n stofstraat gehad, 'n grondpad waar ons gebly het. Ons buurt het nie teerstrate gehad nie. Maar met die regte bestuur en die geldaanwending is die straat éventueel geteer. Daar's 'n publieke fasiliteite gebou, waar 'n publieke swembad, al die sportsoorte, tennisbane, muurbaalbane, hokkievelde, sokker, rugby. En dit was die stadsraad, die munisipaliteit wat daai goed gebou het. So dit was 'n positiewe opbouende tydperk tot in die kan ek maar sê begin 80. Ons het ook ongelukkig daai tyd is ons opgeroep verpligte weermagdiens of ja. En so die Israelies het 3 jaar, ons het daai tyd, ek het nou ongelukkig die jaar gemis, so ek het die 2 jaar groep gevang. So ons moes 2 jaar, het ons letterlik militêre opleiding gekry, wat ongelooflike dissipline en baie, ek dink goeie goed vir mense vas lê, maar die oorlogvoering het baie mense stikken gelaat. Dit was die jongste ouetjie wat saam met my was, sy van was ook Forsie, hy was 16 jaar oud, toe kom hy weermag toe, en hy word opgelei om oorlog te maak, en fisies grens toe gaan, en jy skiet mense dood, en jy is 16 jaar oud of 17 jaar oud,
jy kom nie heel aan die kant uit nie. En dis ongelukkig die nadeel daarvan. Die voordeel, dink ek, is uitstekend om die militêre opleiding en leer om oorlog te voer. Ek vandag nog, baie van my strategie het van daar gekom. Daar het ek geleer dat jy nie net een plan het nie, veral wanneer jy 'n aanval beplan of wanneer jy 'n offensief beplan of selfs teen insurgensie doen. Jy het nie net een plan nie, jy het ten minste 3 of 4 planne. Want een plan moet jy onmiddellik, as hy nie werk nie, moet jy onmiddellik na die tweede een toe gaan. So ek dink baie goed geleer, maar die slegste deel daarvan wat ek hoop eintlik niemand moet ervaar nie, is om fisies oorlog te maak, om mense dood te skiet. En dit klink maklik, maar en met indoktrinasie, ons was baie geïndoktrineer oor die ANC, hulle was 'n militêre vleuel, hulle het bomme geplant, hulle het militêre operasies gedoen teen ons. So ons was aangesê, dis wat jy doen. As jy in Rusland in die weermag is en hy sê jy maak oorlog teen Oekraïne, dan doen jy dit. En daai ouens is nog vrywillig, ons is verplig. So ons het nie 'n keuse gehad om te gaan of nie te gaan nie. So dit was 'n slegte deel van my grootword. Gelukkig het ek eers gaan swat en toe is ek bietjie ouer, bietjie meer volwasse, bietjie meer emosioneel kon 'n mens dalk goed meer hanteer. Maar die ouens wat direk uit skool uitgekom het en wat jonk was, my eie boetie het hom nou geken, hy's lankal oorlede, maar hy het aangesluit vir 'n ekstra jaar en hy was na die SWAS-magte toe en hy het seker vir 2 jaar in die huis toe gekom nie. Groot saam met die spesmagte het baie ander goed gedoen en hy was nooit dieselfde toe teruggekom, nooit nie. Hy het 'n ander lewe gelei as wat hy sou gelei het as hy nie blootgestel aan was nie. Maar hy was jong, geïndoktrineer, hy was uitstekend met wat hy gedoen het, maar hulle het mense doodgemaak, hulle het oorlog gevoer. En dis baie sleg. So daai deel van apartheid en veg teen SWAPO en die Kubane veral en Russe was baie sleg vir ons geskiedenis. Maar dit het ook baie ander goed geleer. Ek dink 'n generasie daar het baie goed daaruit geleer. Maar iets wat 'n mens nooit wil laat gebeur nie of dit moet doen nie. Maar dit is net sleg as 'n mens kyk vandag hoe lyk ek het eendag deur 'n weermagkamp waar ek was gery. Dit was skrikwekkend. Daar is letterlik niks, is net gras. Die paar mense wat daar is sit en bier drink in die middel van die week in die oggend met musiek wat daar speel en dis die weermag. So dis sleg om dit te sien. Maar ek dink vir my was die eintlik verstaan waaroor dit gaan is toe in die vroeë 80er jare toe ek klaar by die weermag was en ons moes nog kampe doen, 3 maande kampe eenmal 'n jaar. Het ek te doen gehad met die politiek. Ek was betrokke by die junior rapportryers en daar het ons regtig te doen gehad met waaroor gaan die eise van die ANC. En dit was met die referendum, Rolf Meyer was betrokke daar. So ek was sê maar 8 of 9 jaar jonger as wat jy was, ek was in my middel 20s, laat 20s. So ons was die generasie wat daai besluit moes neem. Want ons het die grootste beïnvloed het. Die ouens wat op daai stadium 60 jaar oud of 70 jaar oud is, hulle gaan dit nie deursien nie. Maar ons wat daai tyd in die 20s en 30s was, dis ons generasie wat ook al die verandering gaan wees, ons gaan moet survive hier. So dit was 'n groot eye-opener en ek het daar ook ek het toe eers vir die eerste keer eintlik my kop geformuleer oor apartheid en dit wat ons doen op die grens SWAPO en die ANC met sy MK vleuel. Maar en dan besef 'n mens daar moet ander maniere wees, want jy kan nie oorlog maak teen miljoene mense en dink dit gaan ooit stop nie. So daar moes 'n manier gekom het waar ons tot 'n kompromie kan kom. Wat ek dink wat Cyril Ramaphosa was baie sterk daar, want hy was baie by die vakbonde betrokke met die mynwese. Rolf Meyer, daar was 'n paar argitekte, Pik Botha, wat eintlik gesê het, hoorie, ons moet 'n ander pad vat en hulle daai proses deurgeloop. So ek dink
maar dit wat op die tafel gesit is, sommige van die grondwet moet jy met 75% meerderheid verander, maar jy kan sien ongelukkig die laaste veral van Zuma in bewind gekom het hier van 2008 af. Ek dink Trevor Manuel, daai paar jaar toe hy minister van Finansies was, het ons vir 5 jaar geld teruggekry van die staat af. Ons belasting is verminder. En ons het 18 miljard rand 1 jaar, ek dink in totaal was dit iets soos 85 miljard rand oor 5 jaar wat in ons sakke gesit is. En dit is onder die ANC bewind. Die skuld to GDP ratio was 23%. Ja. Hy is nou 74. Ja. So, dit was 'n uitstekend manier, want ons het gehou by wat ooreengekom is. Maar toe Zuma aan bewind kom, hy was daarop uit om te steel en alles te annexeer saam met die Guptas, en hy het mense in plek gesit oor jare. Hy was by MK, so strategies beplan goed. Moenie dink, daai tyd op die grens, hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Hulle het opleiding gehad van Rusland, van Cuba af. Ek dink dit was minderwaardig teenoor wat ons het, maar so daar het hy geleer om strategiese goed in plek te sit. En dis wat hy gedoen het om die hele staat te annexeer. So dit is sleg, maar die tydperk, partykeer mense ek aan al die ANC gevolgelinge net vat in 'n blik gee, hoe was dit in die begin van die nuwe era saam in 94 saam met meneer Mandela. So 'n bietjie op dit, ek het Elias wat my help by die huis. Hy is selfe ouderdom as dit. So ek vra hom nou die dag, hoe was dit? En toe sê hy, as hy nou kan kies, sal hy teruggaan soontoe. Almal. Hy sê die mense was beter af. Al was daar sekere goed wat nie reg was nie. As hy moet kies, sal hy dit nou vir sy kinders en kleinkinders kies, want dit nou wat nou gebeur is ridiculous. Ja. Right, ek dink kom ons vat saam, as mens nou vorentoe kyk, ek dink as mens kyk nou na die Weskaap, vir my 'n ding wat so blaatant is, as jy 'n skoon audit het op jou munisipaliteit, dit beteken dat daar die geld is accounted for, daar is nie korrupsie nie. So as mens net dit kan regkry, gewoonlik as jy in 'n company werk of wat ook al en jy vat geld, hulle sluit jou toe. Dis nie hulle, en dit moet net gebeur. En ek meen as mens kyk in die Weskaap, dit werk. Jy weet as jy 'n lisensie wil gaan hernie, dan staan jy in die ry. Hulle maak die paai in die aande reg want hulle wil nie verkeer stop nie. As hulle gras sny, dan hou hulle ding op dat jy nie op mekaar stamp nie. So goed werk net daar. En dit voel of dit kan werk. So daai Cape Independence ding is 'n daar's 'n ou Rob, wat is hy? Hirschhoff. Hy sê Cape Independence gaan nie gebeur nie, maar dis net 'n goeie manier om vir die ANC elke dag in hulle gesig te skree oor die hele maak droog. So dit was nogal oulik. So ek dink net dit kan werk. Hulle moet net, so my vraag eintlik is, going forward en die verkiesing wat nou kom, 'n samesmelting van klomp partye, is dit maar die way, want jy gaan nie die ANC nou sê oor want hulle gaan ook nie dit los nie. Ek dink as hulle sê nou maar daar's nou die DA vat dit of wie ook al vat dit, hulle gaan nie net sê hey, hoor sorry, ons is jammer, ons het 30 jaar nou was hier en julle kan nou maar oorvat. Hulle gaan dit nie doen nie. So stuk is dit maar die plan om stuk maar dit nie. Ja, ek dink die grootste positief vir my is die feit dat die nuwe generasie wat my ouderdom was toe ons begin het met die onderhandeling om meneer Mandela vry te laat. Die ouens wat nou daai ouderdom is, wat jy nou nog sê, hulle gaan die besluit maak oor ons gaan dit nie so doen nie. Ons gaan nie korrup wees nie. En as hulle sien wat aangaan en wat dit aan die land doen, en hulle staan op teen dit, dan gaan hulle nie die EFF aansluit nie. Hulle gaan nie MK aansluit nie. Hulle gaan wil hê, wie bou die land? Dis net die DA waar hulle regeer, werk het, alles werk, almal het werk. En die houding, die attitude van die werkers daar, is 10 maal anders as die mense wat by ons is. Die pyp wat gister al by my gebaar donderdag aand al, dis letterlik so groot as Bestpyp, en daai water het geloop donderdag, seker donderdag aand 11:00, en hulle het dit Vrydag 1:15 toegekry. En dit is
miljoene liter water wat daar uit is. En dit kry ou nie daar nie. As so iets bars met daai hoeveelheid verlies van water wat jy voor betaal, sal dit nie, dit sal nie so loop nie. So, maar dis die jonger generasie wat moet besluit, ons gaan nie hierdie pad verder kan survive nie. 'n paar jaar terug met Zuma, toe hy was daar 'n meningsopname gedoen onder studente wat so het, en 80% van hulle wat klaargemaak het gesê hulle wil vir die staat werk. En die enigste rede hoekom dit gebeur is omdat daar geld is en korrupsie is. En hulle hoef nie te werk nie, en daar's niemand wat na hulle kyk nie. En as hulle steel, word nie iets aangedoen nie. En 2 weke terug sien ek op Netwerk 24 'n blanke vrou, boekhouer vir 'n maatskappy het 1.3 miljoen gesteel oor 5 jaar en sy is 8 jaar tronk toe. Vir 1.3 miljoen. Maar niemand gaan tronk toe vir 5 biljoen rand wat weg is nie. En dis verkeerd. So, ek dink dis die eerste ding, is belangrik, en die tweede ding wat baie belangrik is, ons regstelsel moet onafhanklik bly. As ons daai goed hou, dan is dit 'n goeie kans. As jy kyk in Afrika, wanneer dit alles plat geval, selfs Zimbabwe, het geval toe Mugabe die regsbank kaap, dus is dit verby. Toe kan enige wet verander. En dis 'n gevaar. Ons het ongelooflike organisasies, wat daarteen veg, of die Forum en daai is wat fisies geld spandeer om die regering hof toe te vat. Solank ons 'n onafhanklike pres het, wat nuus het, dan het ons 'n goeie kans om te doen. Maar ek sê, op sommige moet dit die jong mense wees wat moet besluit, dis nie wat ons gaan doen nie. Dis nie hoe ons bou nie. Dis nie hoe ek vir my kinders en my kleinkinders, my agterkleinkinders 'n lewe kan skep in die beste land wat ek ken. Ek was in 52 lande, hierdie is die beste land. Maar die attitude moet verander van die mense wat daar werk, en dit gaan net deur mense wees wat daai besluit maak en sê, ons gaan dit nie doen nie. Kyk na die Weskaap, dis hoe dit gedoen word. Ja, so ek dink samewerking, ek dink daar gaan meer mense saamwerk met die DA as wat ons dink, want die ouens wat regtig belangstel om te bou in die land, sien wat hulle kan doen, en waar wil jy wees by iemand wat jou kan leer, dis waar jy wil wees. So in plaas van EFF of wat ook al te join, vir my voel dit die gedeelte van die publiek wat wil steel en plunder en goed vat wat nie hulle sin is nie, wat nie voor gewerk het nie, dis hulle, dis ek wil amper sê die ongeletterdes, ek gaan nou maar 'n lelike ding sê, maar die onintelligente mense, noem hulle nou niks anders nie, maar daar is baie van hulle wat glad nie intelligensie toon nie, want dit wat hulle doen, kan jy nie dink dat 'n intelligente mens so besluit kan maak nie, want jy breek vir jou kinders en jou nageslag af, daar bly niks oor nie. So, maar ja, ek dink ons het 'n toekoms, maar is 'n paar voorwaardes. Okay, dankie. Kom ons gaan gou oor na Dad se pad hiernatoe. Ek het deel in die begin gesê, obviously onderwys gaan swat, en toe besluit, not gonna happen. Ja, ek het eintlik wou BCom doen, maar ja, ek het 'n keuse gehad tussen 'n justisiebeurs of 'n onderwysbeurs. En justisie, toe ek in matriek was, het net te doen met skelms en skurke en tronk en polisie. En dis nie wat ek wil doen nie. Dis die negatiewe kant van die samelewing. So ek het onderwys gekies en ek wou graag BCom doen, maar daai jare het hulle eintlik besluit waar kortonderwysers en hulle kyk nie jou punte, so ek was nie baie fliks met die goed nie, maar ek kon bietjie sommetjies maak. So wiskunde en wetenskap was vir my was aanvaarbaar en lekker. So ek moes toe BSc doen, want my beurs het gesê ek moet wiskunde en wetenskap gee. So dis hoe ek daar beland het. Maar ek het geweet ek wil altyd in besigheid wees of iets anders te doen net op 'n ander vlak. Weermag toe na die universiteit en 2 jaar en toe 2 jaar skool gehou en ek het toe die dag dat ek kon bedank sonder dat al my studieskuld af is, ek het daai dag bedank en ek was aanvanklik genader deur Momentum, maar hulle wou jou 3 dae opleiding gee daar in die kantoor
en dan moes jy dan moet jy gaan versekering verkoop en dit was vir my skrikwekkend. Ek het my dood geskrik en dink hoe kan iemand wat 3 dae opleiding het en dan begin om mense se finansies te doen. So ek het toe by Sanlam geland en ja, hulle het die eerste wat ek vir die bestuurder gevra het is hoe werk julle betaling? Want vir my was dit skrikwekkend om te dink daar's iemand wat ek het altyd die voorbeeld gebruik aan die Susie Vermeulen. Ek het haar geken, sy het by die poskantoor gewerk en sy het gewerk. As jy kan haar tou altyd sien. Dit beweeg nie vinnig. As jy by die poskantoor inkom, dan sien jy eers nie daai tannie sy opereik. Dan voel ek altyd ek voel sleg vir haar part want die ander wat nou regtig bietjie lui wegsteek, kry dieselfde geld as wat sy kry. En ek het net altyd gevoel maar dis nie reg nie. As iemand toe ek in die onderwys was, dit was ouerige personeel, so ons was 3 jong ouens ek in die koshuis gebly. Ons het alles gedoen. Ek het cricket afgerig, dan ry ek met die bus Stilfontein ook nie en gaan laai die mense af. 7:00 vanaand is ek klaar. So en dan die ander ouer onderwysers, hulle gaan huis toe in die middag en drink hulle Castle Stout en dan slaap hulle bietjie so en dan werk hulle boeke na die tyd. En dit was nie reg nie. Vir my voel dit jy moet vergoed word vir wat jy doen. En die dag by Sanlam toe ek by die ou instap van die Olivier, toe vra ek hom hoe vergoed julle mense? Toe sê hy jy werk op kommissie. So ek sal nooit onthou vergeet nie, hy het gesê as jy nou, ek sê maar hoe werk dit? Sê as jy 1 polis verkoop, dan kry jy R100. As jy 10 verkoop, kry jy R1000. En ek vra en die ou wat niks verkoop nie, hy sê dan kry hy niks nie. Sê ek vir my ek wil hier werk. So hy eintlik was uit die veld uit geslaan want ek het niks anders gevra nie. Ek wou net geweet het of jy billik behandel word en of jy vergoed word wat jy doen. So Sanlam was 'n uitstekende maatskappy. Baie ons het nie selfone gehad nie, daar was nie faksmasjiene nie, ons het nie internet gehad nie, ons het nie eens rekenaars gehad nie. So dit was 'n hele ander era. Maar wat dit jou geleer het is om somme te kan maak. Ons het met 'n 12B HP 12B en 'n Sharp 730 kon jy enige ding programmeer, enige ding bereken, kapitalisering, projektering, resultante koers, jy kon enigiets doen daarmee. En dit leer mense vandag nog as ek goed sien, dan kan ek sien die syfers nie heeltemal reg nie, daar's erns 'n foutjie. Maar die era vandag ons sou nooit kon doen wat ek nou doen as dit nie was vir die ontwikkeling in tegnologie. Waar ons nou is nie, dis amazing. Dit het soveel meer effektief geword. En ek werk met baie ouer mense wat op pensioen is en so aan. En selfs van hulle het tegnologie op 'n groot wyse het hulle dit eintlik aangeneem. Daar's min ou mense wat nie 'n FaceTime kan doen nie of 'n WhatsApp kan stuur nie of 'n SMS kan sien of selfs na sy bankdetails kyk nie. So en dis amazing. So ek is deur 'n groot ontwikkelingsfase wat vir my 'n groot voorreg is. Ek het baie goed gesien en beleef en in elke fase leer jy. Ek het net vinnig besef in 85 die mark het geval, 87 ek was besig met beleggings met my eie geld om te probeer uitfigure hoe dit werk. En so elke fase waarin dit was, het vir jou geleentheid gegee. So vir my laat baie regulatoriese goed verander. En maatskappy oor kommissiestrukture wat eintlik slegter was vir ons. Maar ek was altyd opgewonde as 'n verandering kom en dan weet jy hier's 'n geleentheid. Want verandering gee altyd geleenthede. Jy kan of negatief wees en daarna kyk en sien oor nee, ek wil dit nie doen nie en baie ouens het uit die bedryf uit gegaan. Maar vir my was dit altyd daar's 'n geleentheid. En as daar 'n geleentheid is, dan kan jy maar verander. Jy moet net soek waar dit is. Dit was my baie lekker. Ek was baie bevoorreg om in bestuur te wees by Sanlam vir 12 jaar wat uitstekend was. Ek het baie geleer, baie mense aanstellings gemaak, ouens wat nou nog in die bedryf is van hulle sal nou oorlede, maar wat in die bedryf gebly het. So deur die beginsels vir hulle te leer oor bemarking was daai suksesvol selfs toe hulle makelaars word. Maar so ek dink dit was 'n lang pad, 'n lekker pad. Het sy uitdagings, maar dit is die bedryf is
ek dink dit is een van die mees gesogste bedrywe dink ek in ons ekonomie. As jy kyk na ons finansiële stelsel was 'n paar jaar terug was dit nommer 2 gereid in die wêreld. So glo dit of nie, dit was skrikwekkend, maar ons stelsel werk. As jy vandag Engeland toe gaan, ek het nou die dag 'n kliënt wat 'n cheque van Billiton gekry het of moes kry. Nie oorplasing nie. Hulle het van Engeland 'n fisiese cheque gestuur. En as het gesê hulle gaan hom nie kan wissel nie. Hy het hom fisies gebring na die bank, niemand wil hom wissel nie, maar hulle werk nog met cheques daar. Ons het nie meer cheques nie. So is klein goedjies, maar as mense nou regtig kyk, dan dink ek ons het 'n uitstekende stelsel. Maar wat vir my die beste is van wat ons doen, ja, ek weet van baie van my kliënte. Inteendeel, daar's nie een kliënt wat by my uitstap wat slegter af is as toe hy aangestap het nie. Meeste van hulle is beter af. Kliënte wat ek vir 40 jaar op pad loop, 35 jaar op pad loop, is mense wat afgetree het. Dit wat ek voorgestel het en gedoen het, as hulle dit gedoen het, is hulle op pensioen. Baie van hulle is baie wel af, baie goed gedoen, maar sonder dat ek betrokke was, het hulle dalk nie gedoen nie. So dit is my amazing om te sien dat die 3de en 4de geslag van daai kliënte is ook nog kliënte vir my wat vra, help hulle net om 'n paar beginsels vas te maak. So ja, en die voordeel is ek kon jou saamtrek in die bedryf. Ja, so net bietjie daarop. Ek dink ek moes gaan artikel het en ek dink dis nogal heavy toeval en want dit was ek het nog onthou toe ek al by dit gesit het in die kantoor te sê ek wil as ek harder werk, ek weet ek gaan harder werk as iemand anders. So dan wil ek meer geld verdien. Dit was een van my grootste ding en dit het vir my gesê tyd, jy kan jou eie tyd bestuur. En nou besef ek die waarde daarvan nou dat jy kinders het want dan dit help. Terughou op die begin by dit, ek weet nie hoe, dit sê altyd die storie, dan ry dit, maak dit afspraak in Johannesburg, dan ry dit van hier af, maar dan, daar is nie fone nie, so, as hy jou kanseleer, dan kom jy daar by sy kantoor aan, dan is hy nie daar nie. So ek dink die tyd het heavy verander van daai tyd tot nou, ek dink nou, my hele lewe is op WhatsApp, so ek ran my hele praktyk uit WhatsApp uit, so dis nogal interessant. Waar het Dalshoer die idee begin en hoekom die naam en Ja, ek was bevoorreg, Erik Brandt het iemand gesoek in Randburg. Ek het 'n aanbod gehad om 'n streekbestuur te word in Welkom wat ek van die hand gewys het. Ek het bietjie goed anders gedoen. Ek was bietjie na ander goed gekyk ook, nie net wat jy by Sanlam doen nie, maar weet hoe wat se ander inkomstestrome kan daar wees. En toe het Erik Brandt my genader om 'n projek in Randburg te doen dit was 'n Engelse provinsie. Sanlam het net een Engelse provinsie gehad en dit was Rand Province genoem en dit was in die Gauteng area. So ek was by Randburg. Ek was die enigste Afrikaans sprekende tussen die ander Engelse takbestuurders. En dit was vir my 'n ongelooflike tyd want ek het 'n baie slegte tak daar gekry met baie swak ons het geproduseer het. Maar dit het vir my ontsettend baie deure oopgemaak. Ek het soveel geleer deur daai ouens te help om te sê dis hoe jy werk en nie soos hulle werk nie. Ons het nog daai tyd het ons nie selfone net begin met selfone. Baie min mense het dit gehad. So ek het die beginsels, jy weet hoe ek jou geleer het, en dis wat ek nog steeds, ek het daai tyd dit so gedoen, so die ouens wat my metodes aangeneem het, en wat fisies hulle dagbestuur verander het, so het uitstekend sukses, want daar was 11 ouens in die tak, waarvan 3 ouens, die ander 8, ons het gepraat van ICU, so dis ouens wat voor hy gevra wat om te gaan, dan is hy in ICU. So ek het van daai 8 ouens wat in ICU was, het net een ou gegaan, maar hy was 'n bietjie ouerig ou Niels. So hy kon dit nie maak nie. Die ander 3 jaar later, ek het al die goed gewen wat jy kon wen daar as 'n takbestuurder, buitelandse toere gewen, kompetisie oor aanstelling en sulke tipe goed. Maar daar het ek geleer en te doen gehad met ander maatskappye waar die CEO het by 5 verskillende lewensversekeraars
produkte gehad. Hy het 3 beleggings gehad by daai tyd was nog aandelemakelaars, sommer by Absa Bank se makelaarsafdeling, daar was makelaars. En dan het hy nog korttermyn vir sy besighede en sy pensioen wat hy bymekaar maak is in verskillende produkte. Hy het 'n prokureur wat goed doen, hy het 'n ouditeur wat in die ander dorp sit en goed doen. En nou moet ek inkom met Sanlam en dan advies gee. So ek het daar net besef die hele ekonomie, die wêreld het gewerk op spesialisasie. So Sanlam het Sanlam gedoen. That's it. Old Mutual het lewensversekering gedoen. Toe ek by Sanlam begin het, of in die vroeë laat 80er, het ons 4 effective trustfondse gehad. En Mutual het 8. Dit was hulle fondsbestuur. So daar was net niks nie. En mediese fondse was verskillend. En ja, dit het net vir my nie sin gemaak. Hoe gaan jy so help? En as ek met iemand gepraat het wat boedels doen, dan hoor jy die boedel vat 7 jaar nog nie afgehandel nie. Of 5 jaar nie klaar nie. En ek het net besef, maar die rede daarvoor is omdat hulle 5 makelaars het by 5 verskillende maatskappye met die lewens. Hulle het 2 makelaars wat die kommersieel doen, die ander die persoonlike. Hulle het 'n ou wat sy mediese fonds doen. Die ouditeur sit daar in 'n ander dorp, sy regsou sit in hierdie dorp en nou moet almal saamwerk en hulle ken nie die stelsel nie. So ek wou wegdoen van spesialisasie en sê ek wil 'n een-stop hê. As iemand by my kantoor inkom, dan moet ek alles vir hom kan doen. Ek moet in samewerking met ouens wees wat by Mutual gewerk het, by Momentum, of ek moes 'n plan maak om daai dienste onder saam met my Sanlam beskikbaar te kry sodat ek die kliënt in sy totaliteit kan adviseer. Ook sy korttermyn, ek het 'n korttermyn afdeling begin waar ons korttermyn gedoen het. Daai tyd het ons maar 5 of 6 korttermyn, vandag het ons 40 maatskappye korttermyn. So ek het begin deur net daai konsep eers vas te maak. En ek dink as jy vandag na die Blou Ster kyk, dan is dit die konsep wat by my begin het. En Johan Minnie en Dani van Kaapstad was dit by my in klas, wat daar kom kyk en vir my sê, hoe doen jy dit? Hoe bedryf jy die ding? Want hulle het dieselfde konsep gehad. Het hulle my gesê, dis wat hulle gaan doen, of ek belangstel. So ek het sê op daai stadium, ek doen wat ek nou doen, en dit is suksesvol, ek wil nie dit anders doen. So die Blou Ster konsep het gekom daar, dat ek mense wou help met een-stop. En as jy dit doen, en die persoon kom tot sterwe, dan sy weduwee 1 punt om al die dokumente te bring. En ons doen al die eise by al die maatskappye. Ons doen korttermyn eise as hy 'n ongeluk was. Sy pensioenfonds help ons mee, sy mediese fonds help ons. So die testament lê daar. Dan kan jy iemand ordentlik diens gee. En dit het ek geleer toe ek in Randburg was vir daai 2,5, 3 jaar in die sakemark. So ek hou van die sakemark. Ek is eerlik, as ek 'n boerdery besigheid kry of groot boere, dan sal ek iemand anders vra wat ek weet wat spesialiseer aan laat hy dit eerder doen, want dis nie iets wat ek doen nie. Dis nie my passie nie. My passie is besighede. So ja, dis waar dit vandaan gekom het, van sien dat kliënte 7 jaar sukkel om 'n boedel af te handel, of sy vrou. En dit is solank voor 'n boedel nie afgehandel is nie, het daai vrou nie 'n closure nie. Want hulle weet, is nog nie klaar nie. So gou jy daai ding kan afhandel vir die kinders en vir die vrou, dan sluit hy hoofstuk af en dan kan hulle aangaan met hulle lewe. Maar 5 en 7 jaar te wag is skrikwekkend. Okay, so obviously, as jy vir Sanlam werk, kan jy nie, tegnies gesproke, kan jy nie 'n makelary doen as jy vir Sanlam werk nie. Hoe het dit gewerk? Dit het seker nie gewerk. Nee, dit het gewerk. Vir my, en dis miskien wat jy in die begin genoem het, vandat ek klein was, van 'n kind was, het ek, ons was 18 kinders in die straat, in ons grondpad gespeel, en
elke middag jy doen huiswerk vir 'n halfuur en speel jy tot dit donker word. Maar ja, so daar ek het altyd ander goed gedink. As hulle iets wil doen, het ek altyd 'n ander plan gehad. En ek het dit nie agtergekom nie tot een van my vriende wat langs ons gebly het, wel ek ken hom nou 64 jaar. Theo het altyd gesê, as hy my voorstel nou, dan sê hy nee, maar dis die kaptein in die straat of die hoofseun, want hy sê ek dit is nie so nie. Hy sê nee, maar dit is want en ek onthou as hulle iets wou doen, dan vra hulle Dion, wat sê jy? So dis altyd gecheck het by my en toe ek besef het vir my het ek geleer by Sanlam dat my loyaliteit lê heel eerste by my kliënte, nie by 'n maatskappy nie. Want 'n maatskappy voel vir jou en jou kliënt niks nie. Hulle maak geld. Hulle het aandeelhouers, dis wat hulle moet doen. Sanlam het nie aandeelhouers gehad nie. Sanlam was soos PPS en Mutual soos PPS. So ek onthou toe ek 'n takbestuurder was, die finansiële jaar het Desember gesluit. April maande, die ouens se polisse wat uitbetaal het in daai jaar, die volgende April maand, dan gaan ek met 'n cheque na die ou toe en ek klop aan sy deur. Ek sê meneer, hier is nog geld van jou polis wat verlede jaar uitbetaal het. Dan weet hy nie waaroor gaan dit nie. Dan sê ek van dis die wins wat Sanlam gemaak het. Dis wat ek gedoen het. So, maar ek het besef maatskappye en hoofbestuur, hulle moet die aandeleprys dryf en die maatskappy groei, dis hulle werk. My werk is om na my kliënte te kyk. So toe ek die besluit gemaak het om die bestuur te bedank na daai Randburg stint om 'n ding te bou waar ek kliënte kan help in totaliteit, het ek 'n ander plan gemaak. Ek moes 'n ander plan maak want ek kon nie net vir 'n kliënt Sanlam, ek kan hom nie diens deur net Sanlam vir hom te gee nie. So ek moes 'n ander struktuur in plek sit wat ek wel in plek gesit het wat niks aan my verbind was nie. So ek het nêrens 'n direkte konnotasie gehad daarmee nie. Maar ek het makelaars gehad wat vir my gewerk het in daai maatskappy. So ja, en nêrens die makelary was nie op my naam nie, maar die mense, ek het hulle gehelp in bemark en hulle het ander maatskappye, ek het makelaars van ander maatskappye ook soontoe getrek. So dit het my span verbreed om te kan doen wat ek vir die kliënte moet doen. En dieselfde met die korttermyn was in daai selfde maatskappy, 'n struktuur wat ek nie aan verbind was nie, maar ek kon die dienste lewer en dit is in een gebou en almal sit by mekaar en as die kliënt, dit was eintlik vir kliënte wat daar inkom mind-blowing te dink, hoorie maar hy kan alles hier doen. Ons doen sy belasting vir hom, sy mediese fonds kan ons vir hom ons het ek dink 12 mediese fondse daar. Dis nou 12 bietjie minder gehad daai tyd. En ons kan na sy mutual polis kyk, want of Discovery George sit daar in die kantoor of Piet of Andy, so dis wat hulle doen. So ek stap nou om te sê hoorie, dis wat dit is en hy gee die advies daaroor. Maar die kliënt word gediens op een plek. En ek het letterlik kliënte as die afsterwe 8 maande, 9 maande tyd as die huis oorgedraai, kar is gedoen, is klaar, afgehandel. Want die mense wat die boedels doen, weet wat hulle doen. En ons het daai tyd P&O kontrakte gehad, prokureurs en auditeurs kontrakte. So ek kom met hulle kontrak aangaan en sê goed, jy doen die boedel en ek kry al die besigheid van die kliënte wat daar aankom. So dis maar hoe ek daai dings gestruktureer het. En daar was baie moeilikheid baie keer met ouens in die dorp want hulle het gevoel ek is 'n makelaar en ek werk vir Sanlam, maar ek was nie 'n makelaar nie. Ek het wel van hulle sessies as van die ouens wat by my gewerk het gaan bywoon en ek saam gegaan. Want ek wou geweet het wat my bemarker of makelaar weet oor die produk. So ek het baie keer saam gegaan as Mutual of Momentum, Liberty daai tyd aanbieding gedoen het, dan was ek saam, want ek wou leer van daai produk. Maar die advies en die bemarking moet van die makelaar afkom. Maar is onder my beheer en dit het gewerk. En daar was niemand wat een-stop-diens gedoen het op daai stadium. Ek was die enigste. So toe Blouster begin het met Johanna, het hulle my kom vra, hoe doen jy dit? Maar ja, so dis die plannetjies as ek moes maak om Sanlam was obviously nie baie tevrede daarmee. Nee, maar ek het nooit Sanlam afgeskeep nie. My produksie, ek het 2 jaar terug, as gevolg van ek het 4 assistente en
2 het kanker gekry, die een is nou terminaal en ek het net 2 assistente gehad. So dis die eerste 'n keer in my lewe wat ek kan onthou dat ek nie 'n doelwit gemaak het nie. Ek weet nie wat al my doelwit nie, maar ek maak hom altyd. Maar ek het net nie die kapasiteit gehad om te doen wat ek moes doen nie. So dit was vir my baie sleg, nie vir my nie, maar vir die mense wat ek voel ek drop, want daar's mense wat afhanklik is van hulle inkomste afhanklik van wat ek doen. En in die streek het ek die grootste doelwit vandat ek kan onthou, het ek die grootste doelwit van almal. So as ek nie my doelwit haal nie, dan is Lauren betrokke op die assistente bo my en die streekbestuurder en die provinsiale bestuurder, so alles hang af. So dit is my sleg. Dit was my sleg om eerste keer dit nie te haal nie. Maar ek fisies kon ek net nie dit doen nie. Okay, ek gaan nou 'n vraag vra, maar ek hoop dit gaan nou daarop uitspeel. Die vraag is, hoe bou mense besigheid wat vir 40 jaar 'n diens lewer? Net moeite. Ek dink as mense visie het, die eerste plek toe ek wou die besigheid begin om mense te help, het ek eerstens gesê ek wil nie die besigheid aan my koppel nie. En die rede daarvoor is as die bus oor my sou ry, dan wat doen my kliënte? Hulle weet nie, ja, nou is die om weg, wat nou? Waar moet ek nou gaan? En ek wou nooit dit laat gebeur het nie. Ek wou altyd 'n struktuur by mekaar sit wat as ek nie daar is nie, moet die kontinuïteit moet vir die kliënte daar wees. Die gebou moet daar wees. Hulle moet nog steeds soontoe kan kom en al die personeel moet daar wees en nog steeds gehelp word op die regte manier. So ek dink dit was die vertrekpunt. Ek wou iets sustainable bou wat nie aan my naam gekoppel is nie. En ek het nie, daar was geen ander voorbeeld of ek het nie kon kyk na 'n ander besigheid wat so lyk nie. So ek het self daai besluit, maar inteendeel, ek het toe ek die bestuur bedank het ek die konsep in die tak wat ek teruggekom het, Claresop toe het ek aangebied vir die ouens sê, hoorie, ek het eintlik 4 ander ouens gesoek. Want as ons 5 ouens was, daai tyd was daar nog 'n beurs Alt X. As jy vir 5 jaar state doen en jy het 'n besigheid wat groei, dan kan jy aansoek doen vir 'n listing op die Alt X en dan kan jy 'n klomp geld kry om die besigheid uit te brei. So my doel was om elkeen te kry, om elkeen van die afdelings te vat en sê jy produseer nog steeds vir jouself, jy maak jou eie geld, maar dis die afdeling wat jy moet bou. En jy het elkeen het 'n afdeling wat hy self bou, maar dis wat PSG gedoen het. Die beginsel is om dan verskillende afdelings te bou en dit onder een dak. PSG het dit later daai selfe konsep gedoen, Alexander Forbes dink ek in 'n mindere mate. Maar ja, so dit was die begin wat ek so, en ek voel ja, die kontinuïteit van personeel ook. Ek het personeel wat by my werk vandat ek eerste dag begin het, met die besigheid begin het 27 jaar terug. As ek dink, ja, 27 jaar terug. Ek het inteendeel by my een assistent werk is 21 jaar by my. Die ander een 16 jaar. Die ander enetjie wat nou 8 jaar het, sy is nou terminaal. En dan het ek nou ene wat so jare wat by my is. Maar ek het ander personeellede wat in die kort van my kant 22 jaar werk, 23 jaar, 18 jaar, 16 jaar. So dis mense wat 'n lang pad loop en dis wat jy nodig het vir stabiliteit, vir kontinuïteit in 'n besigheid. Dis jou grootste bate. My grootste bate is die personeel, want ek het basies al die afdelings moes bou en mense aanstel en hulle oplei om dit te doen. Maar ja, sonder mense kan jy dit nie doen nie. En expertise is belangrik. Hulle moet op standaard kom wat hulle nodig het om te kan funksioneer. En ja, hier's jy. Gelukkig. Maar ek dink mense vat dit van selfsprekend. Ek het die vorige podcast met Laura ook, want hulle het by Go Week Media het hulle dink mense wat al 10 jaar is. Ek wat nou mense ook aanstel en employ, jy besef hulle is jou hande. Dis as sonder hulle, en dit het al baie vir my gesê, is jy weet as dit nie is nie, moet ek
kyk na die mense, want dit is hulle wat daai besigheid saamgebou het. En ek dink jy kry dit nie meer vandag, dat jy by 'n plek instap en ons mense wat al 20 jaar al sit nie. Want ek meen, omtrent 8 of 9 van daai mense sit langer as 20 jaar al daar. En dit is nie asof mense hulle die meeste betaal in die wêreld, of wat ook al, jy doen nie, dit is definitief nie, hulle is definitief nie daar vir geld nie. Dit gaan oor ander geleenthede, dit gaan oor die mens. So ek dink dit spreek boekdele van die maatskappy wat jy mee besigheid doen, is as hoe hanteer hulle mense. Want ek meen die klomp, jy weet in ons bedryf is daar klomp ouens wat dieselfde doen as ons, maar dit sê baie van is 'n bietjie anders te hanteer iemand anders op 'n ander manier. So dit was my dit is nou mooi daar, baie mooi, dit is goed. Wat was die beste besigheidsbesluit nog? Om die bestuur te los. Ja, ek dink dit. Ja, ek het ja, dit was met die notering van Sanlam. So Sanlam het genoteer en fisies van 'n onderlinge maatskappy na 'n gelyste maatskappy gegaan. En ek was baie suksesvol in bestuur. Ek dink ek het 'n goeie loopbaan gehad vorentoe. Maar ek moet nou maar mooi dit sê, maar ek het net gevoel die integriteit wat met daai notering gepaard gegaan het, wou ek nie deel wees van so 'n maatskappy nie. My oupa en my skoonpa, ek het kliënte gehad wat in die 70 was. Hulle polisse het Sanlam gebou en daai winste gemaak. Die toedeling wat gedoen is vir hoeveelheid premies, ek dink dis billik, maar ek persoonlik was nie gemaklik daarmee nie, en ek wou nie verder daaraan deelneem nie. En ek dink my blootstelling om te sien hoe lyk besigheidsmense se goed as hulle iets oorkom of 'n vernoot te sterwe kom, is net gaaf. Ek het net besef maar niemand doen dit nie. En hoekom nie? Want dis die grootste behoefte in die besigheidssektor, is iemand wat al daai goed vir hulle kan doen op een plek. So was my, ja, so aan een kant het dit geweeg, en aan die ander kant het ek net gevoel ek wil nie verder deel wees van so 'n maatskappy nie. Ek bemark hulle produkte uitstekende produkte. Ek dink die maatskappy word baie goed bestuur uit die aard van die saak. Ek dink Fred Du Plessis wat daar was, wat CEO was, en Marinus Darling, ek het baie geleer by hulle. Johan van Zyl is 'n uitstekende sakeman. So om te mimiek wat hulle doen en te sien wat hulle doen, is uitstekend. Ek dink is die beste maatskappy in ons bedryf, is dit die beste maatskappy by verre. Daar's niemand wat naby kom. Nie met hulle opleiding nie, nie met die ondersteuning nie, nie met die stelsels nie. Hulle is letterlik, ja, soos Shoprite voor die res van die retailers is so Sanlam voor die ander. Hulle gaan hom nooit vang nie. En dit het net te doen met die mense wat jy aanstel, kwaliteit mense wat jy aangestel het, wat hom dryf. So ja, so ek dink dit was my besluit om daai ding, en dit was nie maklike besluit nie. Ek was 12 jaar in bestuur, ek was 3 jaar in Johannesburg, om dan alles te los van 'n baie goeie inkomste, was suksesvol stakbestuurder, my rekening was oop, om terug te kom het ek begin bemark in 'n enkel kantoortjie daar agter, die verste kantoor in die kant, ek sit daar agter in die hoek. Dit was 'n groot kol, maar ek het 'n visie gehad oor wat ek wil bereik, en dit was die beste besluit. Daai visie was gebou, en min mense weet dit, maar 2007, 2008 het dit 'n rugoperasie gehad. Toe gaan dit suid. 2004, einde 2004. Ja, so toe ja. Ja, weer eens, as jy nie die mens het nie, dan sou ek dit nooit kon doen nie, of dit sou nie so gebeur het nie. So ja, ek was, dis eintlik 'n baie lang storie, maar kortom, ek het rugoperasie gehad. 5 jaar. Die derde een. En ja, toe het ek sepsis gekry, Staphylococcus aureus, en op daai stadium was daar nie medikasie regtig daarvoor nie. Daar was medikasie wat getoets is, wat ek later uitgevind het, Zyvoxit.
die res van die goed het nie daai kiem doodgemaak nie. So ons was 4 ouens wat geopereer is. Een ou was Retief Konradie se broer, sy neef. Hy het daar om die hoek van ons gebly. Ja, so ek het daar begin met 6 weke in die hospitaal wat ek nie kon loop nie, pyn, sepsis is 'n lelike ding. Vandag hoor jy baie keer mense wat dood is, maar dit is hierdie kiem wat hulle nie maak nie. Maar ja, so ek het daai kiem opgetel en ek het 7 maande was ek bedlê, jy weet nou, kon nie loop nie, was die hele tyd in pyn. Voor die operasie gaan, die gebou wat ons nou het, die tweede fase was hulle die fondasies gegrou. Paul was die argitek, Grevenstein. En ek was ek het vir hulle gesê ek gaan vir 'n rugoperasie, dis in die 3de keer, so dis 'n laminektomie en 'n disektomie, so ek gaan so 10 dae, dan kan my vrou my bring, dan kan ek bietjie opstaan en net kyk hoe lyk dit daar. Ja, en toe 6 weke na daai dag, toe is ek nog in die hospitaal en ek kan nie loop nie. En hulle het my toe huis toe gestuur, Piet moes my kom haal het met 'n kombi, want ek kon nie sit nie. En ja, so dit het 'n groot ding begin. Ek het toe, soos Paul Grevenstein het my daai masjiene daar kom neersit wat hulle organismes doodmaak vir die landboubedryf, eerste keer dat dit vir mense gebruik het. Ja, en dit was 'n lang tyd. Dit was 'n tyd wat as ek my lewe moet oor hê, sal ek dit weer wil doen. Ek wil dit nie nou weer doen nie, maar my lewe daar, ek het baie van die goed wat ek gedink het en besef het en oor godsdiens en oor God en die Here gevoel, daar het ek baie bevestiging gekry van hoe ek geglo het. Maar die groot ding is die totale afhanklikheid van almal om jou, en jy is letterlik afhanklik van almal vir alles. So dis 'n totale oorgee aan wat ook al met jou moet gebeur. So ek het baie lesse geleer daai. Dis iets wat op 'n stadium het iemand my gesê ek het hom nou die hele storie vertel. Hy sê ek moet dit boekstaaf, want dit is baie keer vir ander mense inspirerend. Vir my voel dit net altyd en daar het ek dit besef. Ek het eendag so by die 6de week toe het ek nog dieselfde pyn en ek was geïsoleer in 'n kamer, maar langs die deur was 2 sulke glas insetsels, so ek kon die gang sien. En ek het daai dag net gevoel, eers as ek nou net 'n paar goed in die hande kan kry, dat ek net stil gaan. Ek wil nie in die pyn wees die hele tyd nie, en daar's niks vooruitsigte nie. En toe ek dit lê en dink, toe stoot hulle 'n trolley daar verby met 'n laken oor. En ek dink dit was vir my seker die grootste keerpunt om te besef, daai persoon onder daai laken sal wat wil gee om my pyn te gehad het. En nog daar te. So daai besef het vir my regtig 'n hele ander, selfs vandag nog. Maak nie saak wat met my gebeur nie, daar's altyd mense slegter as jy. So ek het altyd gevoel, dit is seker vir ouens, dit kan vir iemand baie inspirerend wees, of vir iemand wat dalk deur goed gaan. Maar ja, so ek het daai goed, en oor julle, oor die kinders, en hoe jy met die Here praat elke dag, en hoe jy eintlik, alles wat die omstandighede wat saamloop, dis nie toevallig dat Paul Grevenstein in die apteek was toe mamma daar inkom die eerste keer om die medisyne te kry, en hy hoor toe wat gebeur, so dit is, vir my was dit 'n lekker leerskool, baie opdraandes, maar dit was so iets, ek dink enigiemand wat deur so iets gaan, sy lewe is verander. Sonder dit sou ek nie dieselfde mens gewees, ek sou nie dieselfde geglo het nie, ek sou nie dieselfde gevoel het hoe die Here vir jou sorg nie, en wat meer is, die personeel wat daar was, ek het niemand gesien, ek het met niemand gepraat nie, die kliënte het geweet, luister, dis wat met my gebeur, so niemand het my geplan nie, my gebel nie, en 7 maande later, op die 2 Februarie 2005, het ek besef, ek gaan nie doodgaan nie, want die ander ouens is dood, die Tiefse Boetie is dood, die ander 2 ouens is oorlede, en
ek het net geweet daai dag ek kon nog nie loop nie, maar ek het net geweet ek gaan dit maak. Ek gaan nie, die Here het nog nie is nie my einde nie. So toe het ek met daai 3-wieletjie begin eers staan hang in hom en toe later 5 tree en toe 10 tree. So dit was maar daai hele proses was my kantoor besig. Die gebou was besig om klaar te maak. Inteendeel, toe ek na 7 maande vir die eerste keer met daai wieletjies maar my aflaai daar by die kantoor, toe Santam se kantoor het klaar. Daai fase wat gebou is. En die personeel het my so bed daar aan die een kant wat ons nie gebruik het ingedra, so ek het daar gaan lê in die oggend. Ek kon nog nie sit of loop of iets nie, maar net om bietjie daar net uit die vasgevangheid in die bed te kry. Maar ek het deur daai Santam kantoor geloop en gesoek vir foute. Daar was niks. Daar was nie een fout nie. Die deel wat eerste wat ek betrokke was, dit was 'n gesukkel. So ek en die ou is baie beklei, ons het baie verskil en ek kom terug na 'n besigheid toe. Was toe nog 5 jaar. Wat baie beter af was as voor ek weg is. Ek was nie daar nie. Ek was vir 7 maande nie daar nie. Die gebou is die enigste ding wat ek nog ooit gedoen het waar 100% reg is en ek was nie daar nie. So dit het my net gevoel die Here se versorging of se voorsiening daar is baie beter as myne. Want as ek daaroor toesig hou, dan is dit 'n gemors. Maar as ek nie daar is nie en hy is eintlik net in beheer want niemand anders is in beheer nie, dan is dit die resultaat. So die lesse daaruit op elke vlak wat ek was net positief. So ek dink en weer eens uit slegte omstandighede geboor word daar baie keer baie groter goed gebore en baie groter op dieper besluite. Die jaar daarna was ek sakeman van die jaar. Daar het soveel goed oor my pad gekom van mense wat moes gehelp word, wat besighede verloor het, wat afgedank is en wat ek net besluit het, ek weet so bietjie van besigheid, kom ek help hulle. En ja, en dit is na 7 maande weg van die werk af, niks gedoen nie en tot ons het 465 mense werk gegee in daai jaar met die ander besighede wat ons begin het, wat ek betrokke was. En dit is maar net 'n bewys van wie in beheer is. Ek bedoel, ek is in die holte van die Here se hand gewees van dag 1 af. Selfs toe ek daai 6 weke daar gelê het. En dit waar hy deurgaan was vir my was dit daai tyd skrikwekkend. Maar dit is die beste ding wat my gebeur het. So vat dit positief. Okay, so na die rug episode, toe vir my, as ek net terugdink, dan voel dit vir my daar het bietjie ge-expand in dat, so, want dit was betrokke by klomp verskillende goed. En die eiendomme het toe dit voel vir my of die eiendomme toe daar begin het, want dit is nogal 'n groot voorstander van dit. Wat is dit waar dit begin het? Het dit weer lus vir die ding gekry of jy weet waartoe? Ja, ek dink sorry, nog 'n ding. Dit sê altyd vir my en ek dink ek het dit al by Frikkie se ding gesê. Jy kan operasioneel, jy kan ook 'n klomp plekke, jy weet, by betrokke wees, maar nie operasioneel nie. En ek dink dis maar wat ek jy weet ken is jy kan deel word van ander besighede, maar operasioneel is moeilik. En ek dink dis waar dit begin het eintlik, wat ek gesien het oor ek hoef nie operasioneel betrokke te wees nie, maar kan insette lewer wat dit kan laat werk. Ja, ek dink wat die eerste keer gebeur het is ek het persoon wat sy werk verloor het ek mee gepraat en ek het gesien hy het ontsettend baie operasionele kennis van die bedryf. En so ek het toe betrokke geraak daar en sê goed, ek sal na die strategiese goed kyk, ek sal die finansies voorsien en kyk na die staat en so aan, maar ek kan nie die operasionele goed nie want ek weet niks daarvan nie. Dis sy expertise. So ek het hom vertrou 100% dat hy die ding kan bedryf. Die navraag wat ek gedoen het en wat ek sien het hy gewerk het, het ek gevoel
hy is 'n operator. Hy sal kan so met die regte leiding en net backing en die meeste van hulle het gewerk vir mense so niemand het gedink hy kan besigheid doen nie want hy werk vir 'n salaris. Nou is hy in sak en as omdat hy nie 'n ander werk kan kry nie want hy kan nie want dit was met BE kry hulle nie. As jy 'n middeljarige blanke man is, dan moet jy jou eie potjie krap. So ek dink ja, so daar het ek en dit was my motto as ek sien iemand kan nie operate nie en daar was al mense wat oor my pad gekom het wat ek sê okay, gee my die agtergrond dat ek net eers en is divers. Ek bedoel die goed wat ek al gedoen het is letterlik die hele spektrum. So dis nie 'n spesifieke maatskappy of 'n besigheid of 'n sektor nie. Maar as iemand vir my met my praat en ek kan sien daar is nie operasionele vaardighede nie wat en sukses potensiaal nie, dan kan ek nie betrokke raak nie want ek gaan hom en myself seermaak. En ja, ek het ek sien 'n stukkie hout nie, maar daar nie een van daai besighede wat ek ooit begin het gefaal nie. So en dis nie deur my toe nie. En dis in die eerste plek die genade van die Here wat dit gedoen want hy het hulle oor my pad gestuur. Baie keer het mamma gevra maar hoekom doen jy dit? En sê ek vir maar hoekom kom dit oor my pad? Ek het nie gaan soek nie. Ek het nie vir een van daai besighede gaan soek nie. Dis mense wat in die moeilikheid was. Kinders het 3 kinders wat saam met Leroux ons gebore, ek ken hulle van daai tyd af en hulle is 3 kinders op waarsty en hy verloor sy besigheid. Wat moet jy doen? Ek kan nie net daar sit en sê en dis met almal letterlik die geval wat iemand bel my en sê hoorie so kan jy help? Dan sê ek sal probeer, laat ek sien. So ja, dis in die eerste plek. In die tweede plek die operations wat die ouens betrokke is ja, hulle is operators. Ja, en dis 'n wil ook om te sukses. Die laastes wat ek nou uit geëxit het met in die meubelbedryf, was uitstekende sukses. So ja, dit is maar is 'n voorreg. Dis min ouens wat daai kans het. En ek dink baie keer kom dit oor mense se pad, maar hulle dink hulle kan dit nie doen nie. Nou ja, weer eens toe ek 'n kind was, het ek net nooit gesê ek kan nie. Ek het altyd sê ek kan. En dan het ek 'n manier gevind om daai kant te doen. Enigste tyd wanneer ons nie is hulle vra of ons genoeg gehad het. Daar's net wel 2 besighede wat het nooit en dis kos en drank. Dis se motto. Ek kan dit altyd onthou. Dit sê ek kan so enigiets doen net die kos en drank. Nou, ek het nog een by en dis kos, drank en boerdery. Ja, nee, maar ek het jou gesê boerdery ook, ja. Jy is ander wil beeste koop sê ek nie, dan belê ons die ander helft. Was dit besig gekoop al van vroeg af en ek was al 'n varkboer. Nee, dis hoekom ek nie landbou doen nie, want jy moet 'n passie hê daarvoor. Jy moet regtig as jy passie het, kan jy alles doen. Jy kan alles leer, maar ja. So. Maar daar was al van sy kliënte wat sê hy belê nie in iets as hy nie 'n baarmoeder het. Ja, maar dis 'n boer. Ja, dis 'n boer. Ja. En die ander ou het ook gesê, ek dink hy was op pensioen, dit was so iets. Toe sê hy nou die geld het, sê net hy wil net glad nie, jy weet, risiko vat nie. Maar hy was 'n saai boer vir 40 jaar. Ek dink jy kry hoe groter risiko is dit. Okay, ek het 2 goed nog oor. Oefening wat ek wil vra oor en dan wat is daar nog wat jy wil doen? Besigheid gewys. Ek weet nie wat oor my pad gaan kom nie. Ja, ek dink vir my is ongelooflik dat jy betrokke geraak het, dat jy besluit het om nie te gaan artikel nie. Dit in die eerste plek het ek nooit beplan nie, ek het nooit gedink dit sal gebeur nie. So dis 'n groot voorreg vir my. Vir my is die grootste behoefte om jou suksesvol te sien en dat jy eendag vir jou kinders dalk iets kan nalaat. As dit hier is, as dit nie is, dan is dit nie hier nie. Maar ja, so ek het nie die ander besigheid het ek nie gaan soek nie. Dit het oor my pad gekom. Vir my grootste behoefte wat ek het is om gesond te bly en om my dit wat ek 'n passie het voor aan te kan aanhou doen. So ja, ek dink ons het nou met hierdie projek hierso wat ons nou hierdie kantore hier wil bou. Dis nogal vir my exciting, maar
Dis exciting om te sien hoe gaan jy. Is gefrustreerd. Ek het gesien ja. Dis exciting om te sien hoe jy dit gaan doen. Ja, so ja, ek het nie vir my voel dit net ek is so geseën 40 jaar. So ek is net dankbaar. Ek het nêrens en ek het nooit as ek kan onthou beplan om goed te hê nie of om goed. Ek het net beplan om diens te lewer, om mense te help. En die grootste probleem wat ek gekry het met die bestuurders is omdat ek nie doelwitte gedryf het nie. Ek het nie met kliënte, met mense wat vir my gewerk sê oor die dis jou doelwit, nou moet jy doen. Ek het nog vra wat se geld moet jy verdien? Dan help ek jou om dit te doen en so doen jy dit. So ja, dis my dit was my 'n wonderlike voorreg gewees om 40 jaar te kan doen wat ek gedoen het. Is ek spyt oor enigiets? Nee. Oor niks nie. Daar's niks wat ek oor spyt is nie. Ek het geleenthede laat verbygaan, maar ek kyk nooit terug daarna toe nie. Die dag toe ek bedank het by Sanlam, toe ek Fred Ols sê ek is klaar, toe bel Erik Brandt met toe sê hy vir my, maar hoekom doen jy dit? Want jy het 'n uitstekende loopbaan voor. Maar dit was my call en ek is klaar daarmee. Nie om te dink wat kon jy nie, dis verby. Ek het daai besluit gemaak en ek staan met die besluit. So daar's niks regrets nie. Wat vir my net sleg was, met die manier hoe ek gewerk het in die begin, jy kon nie mense sien met die werk nie, moes 4 uur begin werk. Het ek baie van julle saamtyd gemis by die huis. Ek het al die sport bygewoon, alles wat elke toer, elke wedstryd, maar om daai tyd by die huis te wees, het ek baie gemis. So as ek iets wil oor hê, wil ek net nie dat dit weer so is nie. Soos by die manier hoe julle nou werk, is uitstekend, want jy is so betrokke by jou gesin, en dis 'n voorreg, dis 'n groot voorreg. En ja, ek was betrokke, maar daar seker goed wat ek moes gaan werk het. So, maar verder is ek nie spyt oor niks nie. Ek is dankbaar. Ek dink ook dat dit nou genoem, maar ek dink vir my een van die goed met die besighede as jy dit bou, jy sal altyd geld maak. Die geld maak is irrelevant. Dit gaan oor die manier hoe jy dit doen en die mense wat jy dit saam mee doen. Hoe jy hanteer en ek dink dis die grootste ding. Geld gaan altyd wees. Jy gaan altyd nog werk, maar dit gaan oor die tyd wat jy nou, jy moet spandeer daaraan. Ek gaan 'n oefeningkie gou doen vandag. Ek 'n paar goed vandag net oor chat. As 'n ou nou jong ou begin werk, wat moet ek doen? Eerste salaris, hoe begin mens? Waar begin mens? Ek dit het my al gewys, maar Ja, ek dink toe ek die eerste keer 'n vergadering bywoon, toe ek aangestel is, toe sal daar nou klomp ou oomies en ouens wat baie suksesvol is en baie jare by Sanlam was. En ja, toe dink ek eers maar hierdie ouens doen seker al hulle seker ek moet by hulle hoor, want hierdie ouens, hulle weet wat hulle doen. En ja, en die eerste gesprek met iemand wat uit 'n mooi, ek hou nou van karre en hy het nou so 535i BMW gery of 'n M BMW. Nou dis nou die kar wat daai tyd nou. En ek vra vir hom, nou maar hoe doen hy dit? Wat doen hy? Toe kom ek agter maar hulle finansier daai karre. Dis alles op leases, 5 jaar leases. En eerste 3 jaar rentekoers daai tyd was 21%. En dan skryf hulle daai hele lease af teen die ontvanger. En dit was almal se storie. Nee, maar jy koop nie 'n kar kontant nie. Ek het net gedink maar as ek daai paaiement moet betaal en ek moet eendag aftree, ek gaan nooit daai paaiement kan die kar wat ek wil ry, gaan ek nooit 'n paaiement kan bekostig nie. So dit was my eintlik skokkend om te sien maar almal skuld ongelooflike klomp geld op die kar en niemand het 'n kar wat betaal is nie en dit het net nie vir my sin gemaak want 'n depresierende bate wat jy die hele tyd skuld maak nie sin nie. En die ander kant was van hulle af was ook waar en sê maar hoekom vat jy jou kontant en koop 'n depresierende bate? So dit was ook 'n geskellige punt van hulle kant af. Maar so ek het so 1 of 2 besluite gemaak daar wat ek toegepas het vandat ek begin het en ek dink dit werk. En ek beveel enige jong ou aan om dit te doen. So die een is om nie 'n karskuld te hê nie. Dis baie belangrik want as jy
2 karre vandag finansier, haal dit uit jou budget uit, hoeveel geld het jy oor? Dis 'n klomp geld. So dis die eerste plek waar jy groot verskil in iemand se lewenswyse kan maak en sy kontantvloei. Die tweede ding wat ek ook gesien het, as jy begin sommetjies maak in daai tyd oor kostes vorentoe en almal het pensioenfondse gehad, jy het op daai stadium en daar het al hoe minder en minder pensioenfondse gehad en daar's kliënte van my wat nie het nie, van die mediese ouens het glad nie pensioen nie, hulle moet self doen. En ek het toe daar begin somme maak en kyk hoe werk 'n pensioenfonds by 'n werknemer? En agtergekom 10% van 'n pensioenfonds bydrae gaan vir jou pensioen vandat jy begin werk. So as jy 40 jaar werk, het jy 10% bygedra van alles wat jy verdien het. So die beginsel wat jy moet doen as jy vandag wil ophou werk ergens, is om 10% van jou bruto inkomste te vat elke maand, van maand 1 af. En dit weg te sit vir geld op produkte of beleggings wat jy gaan gebruik as jy ophou werk. Dus as jy dit doen, gaan jy aftree. Al het jy nie 'n baie goeie belegging gemaak nie, maar jy het hom gemaak, dan sal jy daai saamstelle rente is astronomies, is miljoene. Dis nie net honderde duisende, dis letterlik miljoene rande. So dis 'n beginsel wat baie belangrik is om vir jouself te sorg. Vandag bly die mense nie meer 40 jaar by die maatskappy nie. Die maatskappy het nie meer pensioenfondse nie. So jy is vir jou eie heil vir aftrede verantwoordelik. En dit is nie die bemarker of die makelaar se plig om jou te sê jy moet dit doen nie. Dis jou plig. Jy wil aftree. Ek kan jou sê, hier's die beginsel. Moenie afwyk nie. As jy afwyk, kan ek jou 'n brief gee. Ek sal net stempel by die polisiestasie. Jy gaan nie aftree nie. So daar's baie min mense wat genoeg erf om te kan aftree of wat besighede het wat hy kan verkoop om af te tree. So jy's daarop aangewese om van dag 1 af. Maar as jy nie dag 1 begin nie, dan kom jy nie daarby uit nie. So ek dink daai 2 beginsels is my baie belangrik dat mense dit doen. En dan ek dink ook 'n ding van diversifikasie, eiendom is 'n goeie beleggingsgedeelte wat jy by jou dis 'n bietjie langer gesprek oor hoe jy dit doen en wat jy kan doen. Maar ja, vir my is as jy begin werk, daai eerste salaris check, haal jy die 10% af en jy begin vir jou, as jy nie weet nie, koop dit net aan die tyd. Die ontvanger help jou nog betaal, wat uitstekend is. En jy begin vir jou motorfonds. So al begin jy klein, al vat jy 2,5% of 5%. So as jy begin en jy sit 15% weg, 5% in jou motorfonds en 10% in jou aftrede. So jy het 85% van jou eerste check en dis waarmee jy lewe. En as jy budget, dan budget jy vir daai bedrag. En as jy so begin, dan gaan jy dit altyd doen. Maar as jy nie so begin nie, is dit baie moeilik om weg te gaan daarvan. Want daai 5% in jou, is 'n metode hoe jy dit doen, maar dit veroorsaak dat jy kan voertuie koop met 'n motorfonds. Ek het my hele lewe lank van 1983 'n motorfonds, maar ek het nog nooit 'n motorpaaiement gehad nie. En dis 'n groot verskil. My motorfonds het al baie eiendomme gekoop, as ek nie die motor vervang het nie. Okay, kom ons praat dan oor eiendomme gou. Hoekom? En is dit nog nie moeite werd? Want 20 jaar terug, as jy 'n plek gekoop het, dan het jy redelike goeie eskalasie gehad. Maar as jy deesdae 'n plek koop, maar jy weet, dis al 'n risiko. Ja, ek dink eiendom is 'n uitstekende belegging as dit die regte eiendom is. En 'n goeie eiendomsbelegging bly nie altyd goed nie. Veral nou. So kan ek net gou hier inkom. Ons het een keer ons wou 'n plek koop vir 'n besigheid in Gou van 'n byl. En toe sê dit vir my daar's 3 goed belangrik in eiendom. Is location. So ek neem aan dit is ook een van die punte. Ja, ek dink eerstens moet jy besluit oor watter eiendoms waterklas wil jy eintlik belê. Is dit in meentuisies? Is dit woonstelle wat jy kan uitverhuur? Is dit woonhuise wat jy wil koop om te verhuur? Of is dit kommersiële goed wat jy wil verkoop? So vir daai kategorieë moet 'n ou net anders daarna kyk, want
In alle gevalle doen jy 'n sommetjie om die rendement op jou kapitaal te bereken. So as daai rendement nie is wat jy wil dink hy moet wees om wins te maak daaruit nie, dan moet jy hom nie doen nie. So dis 'n maklike som. Jou woonhuis is 'n genieting, is nie belegging nie, dis waar jy altyd gaan bly. Maar aan 'n eiendom doen jy die som. Jy moet onemosioneel daarna kyk. En baie ouens sê nie maar hy gaan 'n plekkie koop daar by die see wat hy vakansie wil hou. Dis ook nie eintlik 'n belegging, dis ook 'n genieting want ergens jy gaan hom nie verkoop nou en geld maak en dit op 'n ander plek gebruik nie. Dis wat jy het. Maar ja, mense moet kyk 'n groot faktor wat baie groot rol speel. Die wetgewing het baie verander oor huurders. So huurders jy kan huurder in jou plek kry en jy gaan hom nie daar uitkry nie en jy kan niks doen nie. Want die wet is vir hom, nie vir jou nie. So dis 'n groot probleem. En die ander ding wat baie belangrik is, die kostekomponent, vaste koste wat die munisipaliteit op jou plaas, is astronomies. Dit het baie meer gestyg as dit huurinkomste kon styg. As jy kyk na 'n persentasie van koste nou teenoor 15 jaar terug, dis astronomies verskillend. So daai sommetjie moet jy maak en kyk, is dit die moeite werd? Maar so daai twee faktore, die wetgewing om huurders te beskerm en die koste om daai plek aan die gang te hou, sy basiese koste, is baie. En selfs ek sien nou met kommersiële eiendom wat ek nou daai het, as ek moet kyk waar daai dienste rekeninge lyk nou en wat dit as jy persentasie uitwerk van huur, dan is dit seker omtrent dubbel wat dit was. So ja, so eiendom is 'n goeie belegging, maar jy moet dit op die regte plek doen. En dit is baie moeilik om nou te sê dit is die regte plek. As jy in die 80er jare, begin 90 jare, as jy eiendom in die middendorp van Klerksdorp gekoop en dan het jy baie goeie belegging gehad. Jou rendement op kapitaal was uitstekend. Ek het een kliënt vir my, hulle het 'n groot trust, dit is sy oupa se gebou, daai jet gebou daar in die dorp. So 'n groot gebou. Hulle het ontsettend baie huur gekry. Op die ou end toe kon nie daai gebou verkoop kry nie. So op 'n stadium moes daai trust die gebou verkoop het en hulle het nie. So ja, maar so eiendom is 'n bateklas wat ek dink jy moet bysit, maar jy moet dit net baie mooi kyk. En daar's baie van hierdie rento ouens wat maatskappye vir jou bou. Dan koop jy hom op 'n hulle het gewoonlik gebruik hulle 'n trust en dan koop jy hom laat hulle hom verhuur. Maar selfe goed soos Belarus se plek in Bryanston is 'n uitstekende plek geleë. Is nie meer die moeite werd nie. Hy moes hom na Engelse plek dieselfde in Fourways. Die huur wat jy nou daar inkry met die koste wat dit is jou rendement 4%. Dis nie belegging nie. Dan verkoop jy hom. So maar eiendom dink ek is baie want dit is 'n konstante inkomste. So as jy inkomste het wat konstant is, dan help dit. Maar jy kry ook die gebou wat ek maak nou reg vir mense wat daar is, daai deel van die gebou was omtrent vir 4-5 jaar leeg. Daar was nie huurders nie, want die spasie het net niemand geval nie. So dit gebeur ook met kommersiële goed. Maar ja, bateklas eiendom, ek hou daarvan. Bitcoin. Enige opinie? Ja, ek sê nou ek was nooit spyt nie en ek is nog steeds nie spyt nie want met die inligting wat ek gehad het daai tyd het ek gesê nee. So in 2009 het ek die Bitcoin goed gestuur vir 'n klomp ouens. Portefeuljebestuur, sê oor wat sê hulle van hierdie wat sê. En die terugvoer wat ek van almal gekry het is dat dit 'n ding is om geld weg te steek en hoofsaaklik gebruik die ouens wat met dwelmhandel, wapenhandelaars en mensehandel gebruik dit, want dit was die persepsie wat daar was. So ek het nie Bitcoin gekoop daai tyd nie. So anders het julle dalk nog nooit hier gewerk nie. Maar ja, so ek het toe later het ek op 'n platform het ek goed gekoop om te kyk hoe dit ek het 4 coins het ek geld aan belê en ek hou dit maar dop. Dit gaan op en af. Bitcoin is nou baie, maar so ek kyk daarna, maar as 'n betaalmiddel nou, ja, die tegnologie waarop dit hardloop, die blockchain, dis uitstekend. So daai tegnologie, as ons dit kan implementeer in die finansiële bedryf, dan is die kostes weg. Banke gaan nie bestaan nie. En die fooie, as jy moet kyk, fooie dit is skrikwekkend wat die banke vra. As jy by blockchain werk, is dit instant oordrag, jy wag nie vir 3, as jy iemand in die buiteland betaal is onmiddellik daar.
So maar die risiko, ek het daai tyd het ek daai blockchain beleggingkie gemaak wat nog op die internet was met 37 karakters, daai syfer. As jy daai ding vergeet, sit weg. Jy kan nooit toe gaan laat toe nie. So ja, ek dink in die toekoms daar is nou ETF's wat daai coins, maar ek sal nie dink dis 'n waterklas wat jy moet deel van jou portefeulje sit en as jy geld het wat jy wil dobbel en dink, hoorie, kom ons kyk wat gebeur. Go for it. Dan dink ek kan jy dit daar doen. Maar dit moenie geld wees wat jy as jy dit nou verloor sê, o, wat ek moes dit nie gedoen het nie. So as jy regtig geld wat jy voel nee, ek gaan hierdie waag, dan kan jy daarin belê. Maar daar duisende van daai coins nou al. So om die regte een te kies is nogal, dink ek is moeilik. Maar ja, so die konsep dink ek is goed. Maar die tegnologie waarop dit hardloop, dit met die wêreld so gou as moontlik probeer implementeer, want dit gaan in die finansiële wêreld omkeer, jy wat skrik vir niks. OK, laaste oukie. Wat is meer werd? Wat is? Meer werd. Gaan goed noem. Kies dit. Wat is meer werd? Ja. Gesondheid of geld? Gesondheid, altyd. Tyd of geleentheid? Tyd. Kinders of kleinkinders? Kleinkinders. Eiendom of aandele? Albei. Ja, meer aandele, ja. Aandele. Minder werk. Minder werk. Ja, aandele. Ja, nee. Ja. Kampioen effek. Ja, so baie dankie. Ek waardeer dit. Ek dink dit is vir my een van my ek dink die grootste faktor of inspirasie in my lewe. Meeste lesse al geleer, kyk die meeste op na dit en ek dink ek ken nie iemand anders wat harder werk nie. Ek het nog nooit iemand gesien wat so hard werk nie en wat altyd ander mense eers kyk dat almal alright is. Ja, so dis 'n massive inspirasie. Dis 'n massive voorreg om saam dit te werk. Ek wens dit Leroux wil ook in die bootjie spring, maar sal hom daar kry. Hy is nou pensioen, so dit help nou nie mense praat met hom nie. Ja, so nee, baie dankie, ek waardeer dit. Ek weet dit wou nie kom doen dit nie, maar ek is bly dit was hier. Ja, so dankie. Nee, Mark, dankie. En dis vir my 'n groot voorreg dat jy saam met my in die besigheid is en die man wat jy van wat jy geword het met die pa wat jy is, ek ken nie ander paas wat operate soos jy nie. Jou kinders is baie bevoorreg, my kleinkinders ek is so dankbaar dat jy hulle pa is, want hulle gaan dit nie by ander pa kry dat jy alles vir hulle doen nie. En die betrokkenheid by Sally en hoe jy betrokke is, so dit is vir enige ouer my grootste wens of gebed was net altyd dat my kinders moet goed wees, my kleinkinders. Want ek het nie inspraak in hulle lewe nie, julle het. So vir jou sê ek baie dankie vir wat jy doen, hoe jy innoverend dink en jy was baie suksesvol vandat jy begin het. Ek bedoel, van eerste jaar was jy onder die top ouens in die land en die juniors. Ek het goeie blootstelling. So ja, dit is iets om trots te wees en ek's baie trots op dat jy dit doen en die manier hoe jy jou besigheid bedryf. Dis baie effektief. So ja, ek is super trots op jou. Op die man, die pa, die man vir jou vrou en die seun vir jou pa. Ja, so en die seun, jou kleinseun vir jou oupa. So 91 hierdie jaar. So hy is bevoorreg om jou nog jy's nog bevoorreg. Dan sê van die fone hy sukkel met fone. Maar as jy in 1933 gebore is, dan gaan jy sukkel met daai iPhone nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ja, nee, dit is maar sleg. Maar dis 'n voorreg. Sy het dit baie mooi beplan van waar, by watter hoompie ek haar moes gekry het en ja, daar moet want ek dink nie sy het lekker geweet wat om te verwag nie. En ek het al aangekom. Sorry, het julle daai moerse rot gesien wat daar het? Dat was crazy. Dis 'n skrap rot. Hierso gee die rotte die katte gas.